Goeiemôre geliefdes, baie welkom by vanoggend se boodskap. My naam is Quintus Skols, die leraar by NG Oudtshoorn Park. Dis vir my baie lekker om saam met julle te wees. Mag die Here vanoggend aan die woord kom en mag hy my ook as 'n stofmens gebruik om hierdie boodskap oor te dra. Ons is in Pinkstertyd. Die tyd van die jaar wat ons weer onthou en vir mekaar sê dat die Heilige Gees is uitgestort. Ons het so 'n donderdag hemelvaart gehou en ons het vir mekaar herinner en gesê, onthou, Jesus het opgevaar na die hemel en hy sit aan die regterhand van God en hy regeer. En ons prys die Here vanoggend. Ek wil so in hierdie week gaan ons lekker saam wandel in die Pinkster, maar ons gaan spesifiek stil staan vanoggend by die uitstorting van die Heilige Gees. En waar los dit vir my en jou? En wat kom los as ons dit hoor vanoggend? En dan gaan ek so by die vrug van die Gees uitkom en laat ons gaan praat oor, maar wat moet ons doen? Ons dra vrugte in 2025. Mag die Here ons seën in hierdie Pinkstertyd en die saam wees en mag ons sy liefde en nabyheid elke dag beleef. Vriende, voordat ons nou uit die woord van die Here gaan lees, kom ons bid saam. Voel sommer welkom, almal van julle net daar waar jy is. Raak vir my 'n oomblik net 'n bietjie rustig en haal diep asem. Raak bewus van God se teenwoordigheid nou in hierdie boodskap. Kom ons sluit die oë net daar waar jy is. Heilig en heilig is U Here God. Ja, aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Here, as ons so vanoggend saam is in 'n absolute afhanklikheid in hierdie Pinkstertyd, wil ons U kom loof dat ons nie alleen is nie. U is met ons al die dae tot die volëinding van die wêreld. Dit hoor ons in Matteus 28 en ons loof U daarvoor, Here. En ons weet ook as ons in Pinkster 2025 is, om mekaar te herinner en te onthou, die Heilige Gees, U is uitgestort. U is langs my, agter my, voor my. U is in my. Dankie Here, dankie dat ek vanoggend daai wete kan hê, ek is nie alleen nie, en U is saam met my onderweg. Maar Here, ek bid sommer reeds in die begin van hierdie diens vandag, dat U ons sal lei deur die Gees, laat U ons sal beheers, laat U Here in absolute afhanklikheid kom ek vanoggend en ek kom bid dit en vra Here, laat U ons gedrag sal bepaal, dat dit nie langer ek is nie, maar laat dit Christus is wat deur my leef. Ek kom bid nou vir elke boetie en sussie, Here. Kom tel hulle in die skoot. Ek kom bid vir huwelike en gesinne, vir besighede, vir boerderye. Ek kom bid vir mense se finansies. Ek kom bid vir die wat vanoggend kyk na hierdie boodskap wat siek is. Ja, Here, mag U met hulle wees. U ken ons elkeen se hartseer en pyn en verlies. Maar Here, U ken ook ons opgewondenheid en ons blydskap en wie ons is, of dit goed gaan of sleg gaan, op berge en in dale, ja, oral is my God. En dit, Here, gee vir my vanoggend daai moed, daai hoop, om tree vir tree die toekoms in te stap, maar nie alleen nie, Here, saam met U. Spreek nou, Here, uit U woord uit. U kinders luister. Ons is afhanklik en nederig en nietig. En ek bid nou vir wysheid uit die woord, in Jesus naam. Amen. Handelinge 2, lees ek vir ons vanoggend geliefdes, Handelinge 2, so vanaf vers 1 tot 11, dis die teksgedeelte, en dan gaan ek ook Galasiërs 5 aanhaal, dat ons deur die Gees beheers moet word, en dan ook die vrug van die Gees. Handelinge 2, die uitstorting van die Heilige Gees, vanoggend se prediking tema, die uitstorting van die Heilige Gees. Handelinge 2 vers 1, toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek by mekaar. En skielik was daar 'n geluid uit die hemel soos van 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat, soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. Daar het godsdienstige Jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. Toe die mense die geluid hoor,
het 'n groot skare saamgedrom, en omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie. Verras en verbaas sê hulle toe, die mense wat daar praat is tog almal Galileërs. Hoe hoor elkeen van ons dan sy eie moedertaal? Perse, Medeërs, Elamiete, sowel as die inwoners van Mesopotamië, Judea, Kappadosie, Pontus en die provinsie Asië, Frigië en Pamfilië, Egipte en dele van Libië om Sirene, mense uit Rome, Jode sowel as heidene wat die Joodse geloof aangeneem het, Kretensers en Arabiere, ons hoor hulle in ons eie tale praat oor die groot dinge wat God gedoen het. Hulle was almal verbaas en uit die veld geslaan. Party het vir mekaar gevra, wat kan dit tog beteken? Maar party het gespot en gesê, hulle is dronk. Tot sover die skriflesing, die woord van die Here vir oggend, mag ons dit hoor en onderhou. Ons dink baie keer aan 'n kerk as 'n organisasie. En ek wil eintlik vanoggend kom sê, ons is meer 'n organisme, lewend gemaak deur die Heilige Gees. Want die Heilige Gees bring lewe en eenheid en sigbare vrug voort in ons lewens. En daarom wil ek eerstens kom stil staan vanoggend en sê, die Gees bring lewe waar daar eers vrees was. Nou kom ons staan 'n oomblik weer stil by Handelinge 2 vanaf vers 1 tot 4. Ons hoor die dag van die Pinksterfees breek aan en hulle was almal op een plek bymekaar. Skielik was daar geluid uit die hemel soos van 'n geweldige stormwind. Om te kan hoor, God is in hierdie wind en hy's in hierdie vuur. Dit wys die teenwoordigheid van God en hy kom wys sy kragtige teenwoordigheid in hulle lewens. En dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien, wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul. Daar's daai groot woord, met die Heilige Gees vervul te word. En hulle het in ander tale begin praat, soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het, om onder sy leiding te doen. Nou luister gou mooi, hulle praat in hierdie tale wat bekend is aan die mense. Hulle is almal Galileërs, maar hulle praat bekende tale. Die wat die Perse, die Medeërs, die Elamiete, mense van Mesopotamië, hulle kan dit verstaan en hulle hoor die evangelie. Hulle hoor ewe skielik dit wat die Here op hulle harte sê. En dan hoor hulle in hulle eie taal, hoor hulle hoe God met hulle praat. Wat vir my interessant is, dis 'n versteekte, bang groepie mense, wat ewe skielik die dapper en die sigbare kerk van God word. En in die wind en deur die vuur, die simboliek wat ons ook hoor, die teenwoordigheid, die dinamiese teenwoordigheid van God, wat by hulle is. En dan vir hulle die vrymoedigheid gee, om te kan getuig. En dit staan uit. Ek gaan kyk na 'n aanhaling van Karel Barth wat skryf, "The Holy Spirit is the awakening power of the resurrection in the church." Ons hoor by Babel was daar 'n Babelse verwarring, maar as ons in Handelinge 2 hoor, dan hoor ons hoe mense in hulle eie taal die evangelie hoor. Nou vriende, ons moet dit kom hoor vanoggend hierdie. Dis anders as die geestelike gawes, daai praat in tale. Hierdie is die taal wat ons praat. En in hulle eie tale het die mense die evangelie gehoor. Die uniekheid hiervan, laat die evangelie, die woord van die Here vir enige kleur, kultuur, taal en nasie is. Dis vir almal bedoel. Almal is ingesluit, inklusief. Dis nie eksklusief nie. Mense word nie uitgesluit nie. Ons hoor dat ons inklusief ingesluit word en almal hoor in hulle eie moedertaal die evangelie, die woord van die Here. The Holy Spirit is the awakening power of the resurrection in the church.
Dit is nodig dat ons as kerk weer gaan kyk wat is ons missie en visie. Hoekom is ons kerk? Waarna toe is ons op pad? Wat wil ons bereik met kerk wees? Is dit net waar ons by mekaar kom en mekaar warm knus, kom sis, en waar ons net op 'n Sondag by mekaar sit en passiewe paviljoensitters is? Of is ons werklik kerk, dat ons 'n verskil maak in hierdie wêreld, dat ons die evangelie van Jesus oordra, die missio Dei, die gestuurdheid van God, gaan dan na die nasies toe en maak mense my disippels. God kom deur die Gees en hy kom bring lewe waar daar eers vrees was by die disippels. Kom in 'n boefretrek by mekaar, sluit hulle self toe. Wat as die mense sien ons het Jesus geken? En nou kom hulle met autoriteit. Die Gees kom rig jou met autoriteit op om te getuig. Die Gees kom in jou taal, daar waar jy geplant is, daar waar jy bly. Daar kom stuur hy jou in jou taal, sodat jy mense van die Here kan vertel. Die hoop wat daar is in die opgestane Jesus Christus. Die tweede punt wat ek hoor is, die Gees bring eenheid, maar hy weet ook ons is anders. Daar's 'n verskeidenheid in die kerk, maar die Gees kom bring eenheid. En dis een ding wat ons moet hoor vanoggend, broer en suster in Christus, ons is anders. Ons is verskillende generasies in die kerk, 0 tot 110, ons is verskillende generasies, ouderdomme. Ons het spiritualiteitstipes, daar's ten minste 7 spiritualiteitstipes hoe jy die Here kan aanbid, deur musiek of diensbaar of deur Bybelskool of hoe ook al. Ons aanbid God anders. Ons style is anders, kerke is anders. Nie een kerk se liturgie lyk noodwendig dieselfde as die ander kerk net nie. Ons spiritualiteitstipes verskil. Dan moet ons hoor, ons generasies verskil definitief. Die babyboomer en die X-generasie, en so kan ek nou 'n klomp generasies op die tafel kom sit vanoggend. Ons persoonlikhede is anders. As jy 'n Myers-Briggs type indicator vat, die 16 blokke, ons is net anders. Boetie en sussie, jou vingerafdrukke lyk anders as die persoon langs ons. Ons is anders, maar ons is een. Wat sê ons daarmee? Die eenheid van die Gees maak ons een kerk, een liggaam. Al is ons anders denkend, ons hoef nie oor alles saam te stem nie. Ons hoef nie vir mekaar te kom sê ons moet een durs te wees in die kerk nie. Ons is anders, maar ons is eenheid. Eenheid beteken nie dat ons almal dieselfde hoef te dink nie. Maar eenheid beteken ons is een in Christus. Ons is saam deel van dieselfde liggaam. Wat met die tale op Pinkster gebeur, is wonderbaarlik. Die Heilige Gees kom en hy bou sy kerk op, wat uit verskillende kulture, tale en mense bestaan. En die Heilige Gees kom omarm ons, en hy sluit in, hy sluit nie uit nie. Dit is nie uitsluit nie, maar inklusief insluit. En dis juis hoekom daar soveel tale is, waar die evangelie van Jesus in verkondig word, vandag nog. Gaan kyk bietjie na die verskillende Bybelvertalings, die moontlikhede wat daar is, daar buite, in elke taal en kultuur, wat ons die woord van God beskikbaar stel. Ons is nie almal dieselfde nie, maar ons vorm deel van die een en dieselfde liggaam. John Stott skryf en hy sê, before Christ sent the church into the world, he sent the Spirit into the church. Before Christ sent the church into the world, he sent the Spirit into the church. En dit hoor ons in Handelinge 2. Ons hoor dat hulle vervul word deur die Gees. En nou kan ons gaan kerk wees. Ekklesia, ek en jy wat kerk is. Maar ons doen dit nie op ons eie nie, want ons het die Heilige Gees in ons. Ons het hom wat vir ons krag gee. Ons het hom wat vir ons lei, ons vertrooster, ons helper, die advokaat, hom wat vir ons in die waarheid lei met wysheid. Ons het die Heilige Gees.
Leslie Newbegin skryf die volgende en sê, "The church is not meant to call men and women out of the world into a safe religious enclave, but to call them out in order to send them back as agents of transformation." Wat kom sê Leslie Newbegin? Hy kom sê eintlik ons word nie geroep uit 'n wêreld uit om nou kinders van God te word en dan onsself baie veilig en knus en watte toe te draai. Ons moet net nie deel van hierdie wêreld wees nie en ons gaan afsonder en in 'n grot gaan bly nie. Nee, ons word gestuur in hierdie wêreld in om agente van transformasie te wees, om hoop te bring, om die evangelie van Jesus te gaan verkondig. Vriende, ons is nie van die wêreld nie, maar ons is in die wêreld. Romeine 12 kom sê vir ons kan nie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie. Maar ek en jy is in hierdie wêreld. En ons moet in hierdie wêreld agente van hoop wees. En daarom moet ons toelaat dat die Heilige Gees ons sal gebruik in ons verskeidenheid, in wie ons is. Net daar waar hy jou geplant het om die evangelie te bring, om die woord van God te bring. En dis wat met Pinkster 2025 gebeur, is dat ons aan die gang kom, in beweging kom. Dis 'n imperatief, gaan dan na die nasies toe. En ons hoor dit vanoggend. Ons hoor ook dat die Heilige Gees roep my, maar hy stuur my ook die wêreld in. Laat ek 'n agent gaan wees, hande en voete, die mond gaan wees wat praat en sê, Jesus is koning. Boetie en sussie, ons kan nie sonder die Heilige Gees leef nie. Hy wat die neffens my is, langs my, in my, om my, agter my, voor my, bo my, onder my. Ek stap elke millisekonde saam met hom die lewe in. Nou vriende, die Heilige Gees kom en hy kom gee vir ons krag. Hy gee vir ons die krag wat nodig is, sodat ons kan getuig. Nou sê mense vir my, maar Dominee, ek hoor van die Heilige Gees, maar ek ken hom nie, want ek sien hom nie. Die Heilige Gees is God wat nie 'n vel om het nie, wat ek nie kan sien nie. Jesus kon ons sien en Jesus het bestaan en hy was daar en die mense kon hom sien en hulle het gesien hy hang aan die kruis, maar die Heilige Gees help ons verstaan. Ek dink spesifiek vanoggend aan die getuienis van 'n tienermeisie met die naam Lisa, met wie ek gewerk het jare terug. En Lisa het toestemming gegee dat ek haar naam kan gebruik. Lisa het op 'n stadium deur 'n baie moeilike tyd in haar lewe gegaan en haar pa afgestaan aan die dood weens kanker. En toe het Lisa in 'n baie moeilike rebelse fase ingegaan, kwaad vir God. Hoekom? Waarom my pa kom vat? En Lisa het die moeilike tye beleef van, moet ek nog bid? Moet ek kerk toe gaan? Moet ek enigsins betrokke wees by die tieneraksies? Moet ek praise and worship? Ek weet nie of ek wil nie, want hoekom het dit met my gebeur? En sy het 'n worsteling met God gehad van, hoekom het dit gebeur? Hoekom het God haar pa kom haal? En telke male as ek met haar gepraat het, het ek vir haar gesê, dis goed om deur hierdie rouproses te gaan, maar die Heilige Gees gaan jou kom vertroos. En dan het sy vir my gesê, maar waar is die Heilige Gees? Ek sien hom nie en ek weet nie waar is hy nie. En toe het ek vir haar eendag die raad gegee en gesê, skryf 'n brief vir jou pa, en skryf presies in daai brief hoe jy voel en hoe jy hom mis, en dan gaan sit jy ergens onder 'n boom en jy lees die brief hardop vir Vader, vir God, en dan vat jy jou Bybel en dan lees jy net stukke in jou Bybel. En sy het dit ook gedoen eendag. Waarskynlik het sy toe onder 'n boom gaan sit met haar Bybel en hierdie brief wat sy vir haar aardse pa geskryf het sy voorgelees vir haar hemelse pa.
En toe gebeur dit dat sy 'n opdrag kry in die skool waar 'n juffrou vir hulle sê, hulle moet 'n stoel teken in 'n klas waar sy gesit het, en dan op hierdie stoel moet hulle teken wees hulle raadgewer. En hierdie juffrou het hierdie opdrag gegee vir die klas, en almal het 'n skoon papier gekry, hulle moes 'n stoel teken, en dan iemand wat op die stoel sit wat hulle raadgewer is. Die seuns natuurlik, party van hulle het Batman geteken en Superman en Spider-Man, en party het hulle aardse pa geteken of 'n hero of wie ook al. En die juffrou vertel vir my na die tyd die storie, sy sien toe Lisa het net 'n stoel geteken. En sy roep haar toe en sê, Lisa, ek sien jy het net 'n stoel geteken. Hoekom het jy net 'n stoel geteken? Verstaan jy nie die opdrag nie? Nee, sê sy vir my, juffrou. Ek verstaan goed die opdrag, maar dis Jesus wat op die stoel sit, kan juffrou dit nie sien nie? En die juffrou toe lyk my vir haar gesê, nee, ek verstaan nie wat jy sê nie. Toe sê sy, presies juffrou, ons kan nie sien Jesus sit op die stoel nie, maar hy regeer, en hy is op die stoel, en hy is teenwoordig in ons lewens. Al kan ons nie God sien nie, God is teenwoordig. En die juffrou het hierdie getuienis met my gedeel, want sy het geweet, ek stap 'n pad met Lisa, en ek het geglimlag, en ek was dankbaar net om te besef, Lisa het onder daai boom gaan sit, en sy het besef, al kan ons nie God sien nie, sit hy op die stoel, en hy regeer tot in ewigheid. Al kan ons nie hom sien nie, is hy hier teenwoordig, en sy het dit gesnap. Wat 'n mooi prent wat sy dan geskilder het. Die stoel is nie leeg nie, maar die Heilige Gees is teenwoordig. En vriende, om dit so vir jou te verduidelik vanoggend, wil ek ook Handelinge 1 vers 8 daarby kom aanhaak wat sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as die hele Judea en in Samaria tot in die uithoeke van die wêreld. Luister mooi, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En daar hoor ons dit ook. Ons is nie alleen nie, maar ons leef deur die krag van die Heilige Gees. Die Heilige Gees kom, en hy gee vir ons krag om vrug te dra. Hy kom gee vir ons hierdie krag, sodat ek en jy tree vir tree kan vorentoe beer elke dag. Want sonder die Gees kan ons nie. Nou as ek vir ons nou gaan lees in Galasiërs 5, moet ons mooi luister, en ek staan einde se kant toe, en ek wil graag hê jy moet Galasiërs 5 hoor. Galasiërs 5 vers 16 sê, Paulus kom, hy sê, wat ek bedoel is dit, laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word. Met ander woorde, lewe deur die Gees. Dan sal julle nooit soog voor begeertes van julle sondige natuur nie. Laat julle lewe deur die Gees van God beheers word. Met ander woorde, lewe deur die Gees. En dan kom Paulus en hy noem die vrug van die Gees. En dit is hierdie vrug wat ek en jy nou moet dra. Ons as kinders van die Here, ons wat hom aangeneem het, ons sonde bely het, wat Jesus verklaar as verlosser en saligmaker. Die Heilige Gees kom gee ons krag om die vrug van die Gees te kan dra. En ek lees dit nou vir ons, Galasiërs 5:22. Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees, laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Ons moenie verwaand wees, mekaar uittart of op mekaar afgunstig wees nie. Hoor ons die vrug van die Gees as jy lewe deur die Gees. Nou baie keer dink ons in ons gedagtegang die vrug van die Gees is 'n to-do list. Dis nie 'n to-do list nie, boetie en sussie. Dis die gevolg van die hart wat onder die beheer van die Heilige Gees staan.
anders as geestelike gawes wat van persoon tot persoon verskil, moet ons almal hierdie vrugte van die Gees dra elke dag. So jy kan nie selektief sê, nee, ek gaan nie met vreugde leef nie, of ek gaan nie vriendelik wees nie, ek gaan ook nie nederig wees nie, maar ek sal dalk besluit om liefde te hê en selfbeheersing te hê. Jy kan nie kies nie. Dis nie soos die gawes van die Gees wat aan ons gegee word deur God alleen nie. Nee, hierdie vrug van die Gees is dit wat ek dra, dis die karakter van Christus wat in my is en wat ek uitleef in 'n wêreld daar buite. Dit moet ons baie duidelik hoor, die groot verskil tussen die vrugte van die Gees, die vrug van die Gees wat ek moet dra elke dag, en gawes van die Gees wat totaal iets anders is. Nou geliefdes, as ons dit kom sê vir mekaar, is hierdie vrug 'n groeiproses. Ek gaan mos nou nie oornag al hierdie vrug van die Gees net dra elke dag nie. Heiligmaking is 'n proses, maar ek hoor dit, en ek hoor wat moet ek doen, en ek gaan aktief daarmee werk en sê, Heilige Gees, kom gee my krag, dat ek die vrug sal dra, dat dit sal uitspoel uit my uit, omdat ek in 'n verhouding met God staan. Luister mooi, nie sodat ek in verhouding moet staan nie, maar omdat ek in verhouding met God staan, wil ek die vrug van die Gees ook dra. Geesbeheers beteken dus nie om 'n geestelike ervaring te hê ergens nie, maar om in karakter, reaksie en in my verhoudings soos Christus te word, daar waar ek geplaas is. Hoor ons dit mooi. Dit beteken nie dat ek net dan en wan hierdie geestelike ervarings gaan hê en dan en wan is ek 'n goeie mens nie. Hierdie gaan nie oor goed of sleg nie. Dit gaan oor die essensie van wie is jy. Jy staan in verhouding met God en jy leef dit elke dag uit en mense kom en hulle sê, maar ek kan die vrug van die Gees in jou sien. Ek kan sien jy tree so op. Jy het werklik absolute liefde. Daar's vreugde in jou. Jy het 'n vrede wat van bo af kom, al sit jy in die tronk soos Paulus in Filippense 4, het jy vrede. Jy het geduld. Jy het vriendelikheid, daar's goedhartigheid by jou, daar's selfbeheersing, daar's nederigheid by jou. Ons sien die Gees beheers jou gedrag. En dit kan 'n mens duidelik sien. Twee aanhalings wat my getref het, was die ene gewees van Jonathan Edwards, wat sê, the true test of a man's religion is not how high he jumps in praise, but how straight he walks in obedience. Not how high he jumps in praise and worship, but how straight he walks in obedience. Die pad wat ons stap, is dit 'n pad van gehoorsaamheid aan die woord van God en aan die Gees? Of is dit 'n pad van dan en wan sal ek probeer? Dan en wan lyk ek soos 'n Christen, maar ek is nie gehoorsaam nie. Sien vriende, dit is die kern van vanoggend se boodskap. Dat jy sal hoor, as jy kind van God is, en jy gee jou hart vir die Here, dan verander jy van binne af, en die Heilige Gees kom transformeer my, sodat ek anders gaan optree. Sodat daar by my 'n sagtheid is, genade, vergifnis, deernis, empatie. Ek word gehoorsaam aan hoe God wil hê ek moet leef, en ek kom, die ware vrug kom uit my uit na vore. Ware vrug word gesien in gehoorsaamheid aan God. Gehoorsaamheid aan die woord van God en gehoorsaam aan die Heilige Gees. Dis wanneer ware vrug gesien word. Die tweede aanhaling, die tweede storie of gedagte wat ek by julle wil los vanoggend is die verhaal van Jim Kimbala se dogter. Nou Jim Kimbala se dogter, hulle was deel van die Brooklyn Tabernakel en sy dogter het op 'n stadium weggedwaal van die Here af. En sy het 'n absolute rebelse pad begin stap en
en geen pogings van hom of sy vrou kon sy dogter weer terugkry by die kerk nie. Kon sy dogter weer terugkry by God en onder die geklank van die woord en deel van hierdie wonderlike reis saam met die Here nie. Sy het begin rebelse dinge doen en sê, en sy het weggeraak, en op 'n stadium het hulle 'n gebedsgroep gehad, wat net begin bid het vir haar, en hulle het volhard in gebed, en hulle het gebid, en toe eendag, toe kom sy by die huis aangestap, en sy vra vir hulle, wie het vir my gebid? Wie het vir my gebid? Want ek kon dit voel, ek kon dit hoor, iemand het vir my gebid, en die verhaal word vertel, sy het weer tot bekering gekom, en sy het haar lewe daarna voluit vir die Here geleef. Die Gees oortuig mense, daar waar my en jou menslike woorde somtyds ophou, moet ons die Gees vertrou om Gees te wees. So wanneer ons volhardend bid vir iemand, moet ons God ook vertrou. En vertrou ook dat God sal werk, dat God sy werk sal doen, dat hy sal God wees. Sy tyd is die beste tyd. En dis die een ding wat ons moet kom hoor ook so vanoggend, toe die gemeente tot stand gekom het, net voordat hulle so by mekaar kom in Handelinge 2, hoor ek in Handelinge 1, vers 14, wat daar staan, hulle het almal eensgesind volhard in die gebed, saam met 'n aantal vroue, onder wie ook Maria, die moeder van Jesus, en sy broers was ook by. En dan hoor ons in Handelinge 2, die uitstorting van die Heilige Gees. Maar waarmee was hulle besig gewees? Volhardend in 'n eenheid in gebed. Vriende, alles begin by gebed. Jou verhouding met God. Dit wat ek en jy daagliks uitleef, nie net die vraaggebede nie, maar ook die dankbaarheid. Dankie Here, dankie vir hierdie genade wat ek ontvang het. Dankie Here dat U goed is vir my. Here, dankie dat U met my 'n pad stap. En daarom is dit so belangrik dat gebed sal deel wees van ons daaglikse lewens. As jy opstaan in die oggend, bid en vra dat die Here vir jou die wapenrusting sal aantrek. En dan vra jy dat die Here jou sal beheers deur die Gees, en dat hy ook jou gedrag sal beheers. En dan vra jy, Here, help my om vandag vrug te dra, daar waar U my geplant het. Ek sluit af en ek som op, daar's 3 goed wat jy moes hoor uit hierdie boodskap vanoggend. Die eerste ene is, laat die Gees jou vrees vervang met vrymoedigheid. 'n groepie disippels wat by mekaar gekom het, en hulle is toegerus en hulle is bemagtig deur die Gees om in mense se eie tale vir hulle die evangelie te vertel. Almal het hulle verstaan, en die woord van die Here word nou versprei oor die hele wêreld tot en met vandag toe. Die tweede ding wat jy uit vandag se boodskap moet hoor is, hy kom en hy laat ons deel word. Laat God jou deel maak van sy liggaam. En ons hoor iets, elke volk, elke nasie, elke taal en kultuur is inklusief ingesluit. Die Here kom en hy kom gee die tools, hy kom gee die bemagtiging, die toerusting. En almal hoor die evangelie in hulle eie tale. En daarom gebruik die Here ook mense om in hulle tale die evangelie, die gospel, te verkondig. Die derde ding wat ek vanoggend op jou hart wou druk is dit, laat die Gees toe om jou krag te gee elke dag. Bid en vra die Gees om jou te lei, dat jy beheer sal word deur die Gees ook in jou gedrag, en sodat jy kan vrug dra daar waar die Here jou geplant het. Sodat mense na jou kan kyk en sê, jy's anders. Jy's nuut gemaak deur die bloed van Jesus. Laat God toe om sy krag deur jou te laat werk, dat ek minder van myself sal word en meer van Jesus. Minder van myself, my eie ek en my trots sal afsterf, en laat ek sal vrugte dra
vrugte wat sal hou en 'n blywende effek sal hê. Ek bid dit vir ons vanoggend en mag ons werklik weet, die stoel is nie leeg nie. Maar Jesus sit op die stoel en hy regeer. Al kan ons die Heilige Gees nie sien nie, hy's teenwoordig in jou lewe en hy kom vertroos jou. Hy gee jou krag. Hy's jou helper en hy vat jou nou aan die hand en hy stap met jou die toekoms in. Ek bid vir jou baie seën toe in jou lewe. Mag jy kom oopbreek nou in gebed en al jou vrese en bekommernisse net so by die Here se voetbank kom neersit. Ek bid vir jou seën in die naam van die opgestane Jesus. Amen. Here, baie dankie dat ons vanoggend net uit die woord uit weer die bevestiging kan kry. Dat Here, u krag oor ons kom. Dat u, Here, ons kom seën met die beste keer van die seëninge. Here, maar dan sal ons krag ontvang wanneer u Heilige Gees oor ons kom en ons sal getuies wees. Die getuienis kom nie uit onsself nie. Maar Here, dit is u wat vir ons hierdie krag kom gee om te getuig van u liefde, van u genade, en Here, dit wat u vir ons aan 'n kruis gedoen het, u het die sonde oorwin, die dood oorwin, en die ewige lewe wag vir ons, en meer as dit, Here, u sit aan die regterhand van God, en u regeer, die stoel is nie leeg nie, maar ons hoor wel vanoggend, die graf is leeg, want Here, daar's hoop in die opgestane Jesus. Vader, prakties in ons eie lewens in 2025, kom lei ons nou, Here. Kom beheers ons deur die Gees. En in hierdie hele week, Here, waar ons gaan stil staan by die vrug van die Gees, help ons, dat ons hierdie vrugte sal dra. Ons hoor vanoggend, dis heeltemal iets anders om die vrugte te dra as wanneer ons praat oor die gawes van die Gees. En laat ons almal hierdie vrugte moet dra, want Here, dis u Jesus wat deur my leef en in my leef. Dis nie meer ek nie, maar Christus in my. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat u ons bemagtig. Dankie dat u ons krag gee en dat u ons ook nou stuur. Ek bid vir elke boetie en sussie in Christus Jesus vanoggend in die naam van die opgestane Jesus. Amen. Geliefdes, goedheid en guns, wees geseënd in hierdie week en mag julle die Here se liefde en nabyheid elke millisekonde beleef. Ons kuier weer.